Môre, hoe gaan dit by julle? Wag, ek hoop julle het 'n heerlike naweek gehad. Hier by ons was dit wonderlik, dit was nat en 'n bietjie die wêreld het afgekoel. Dit is so wonderlik, die Here het vir ons so geseën met die reën uit die hemel. Ja, en ek hoop julle sien uit na 'n wonderlike nuwe week en dat julle ook elke dag saam met die Here Jesus gaan daar waar julle is. Ek gaan hierdie week vir ons begin en ek wil graag lees uit Eksodus hoofstuk 13. En dis nou die opdrag wat die Israeliete kry wanneer hulle die nuwe land ingaan. Dan word daar gepraat van feesviering, nê? Nou in vers 6 en 8 en vers 15 lees ons die volgende: 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet en die 7de dag is 'n feesdag tot eer van die Here. In vers 8 staan daar: op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel, dit is oor wat die Here vir my gedoen het, toe ek uit Egipte getrek het. En dan in vers 15 staan daar: om hierdie rede offer ons die manlike eersteling van elke dier aan die Here, maar ons koop ook weer elke eersgebore seun los. Nou weet julle, die hele gedagte van feesviering is nogal 'n groot tema in die tyd van die Bybel. Jy kry byvoorbeeld die 7 dae feesviering van die Pasga, die Loofhuttefees, die Yom Kippur fees, die 50-jarige oesfeesvieringe en so kan nou voortgaan. En weet julle, dat laat my so dink dat ons baie keer vir mekaar sê dat die lewe soms maar 'n taai trek toffie kan wees, nê? En dinge is nie altyd maklik nie. En dat ons baie keer deur diep wond tye van seer gaan en met tye regtig nie lus is om oor enige iets opgewonde te wees nie. En dit is vir baie van ons, miskien die meeste van ons 'n feit. Maar weet julle, as 'n ou mooi daaroor dink en dink vanmôre mooi daaroor, het jy eintlik altyd rede om die lewe te vier. As jy die Bybel gaan lees, dan is dit duidelik dat feeste God se bloudruk vir die mense was. Julle sal onthou hoe Moses in die tyd, toe die Israeliete deur die Egiptenare onderdruk is, hoe hulle opdrag gegee is om tydens die Paasfees sekere dinge te doen, rituele na te kom. En dan moes hulle op die 7de dag fees vier. En so het hulle ook dan in opdrag van die Here hierdie feesvieringe dwars deur die woestynreis voortgesit. Miskien was dit omdat God hulle wou leer, daar's altyd 'n rede vir feesvier. Dalk is daar 'n rede vir dankbaarheid, dalk het jy 'n rede om net te aanbid, of dalk 'n rede dat jy moet onthou wat hy vir jou gedoen het. Maar weet julle, vanmôre is daar baie meer rede om fees te vier vir dit wat ons ontvang het, as om morbied en gemoeid te sit oor dit wat soms oor ons pad kom. So mag jy vandag 'n rede gaan soek om 'n feesmaal in jou hart voor te berei. Want dankbaarheid, 'n feesgevulde lewe, is 'n kuns wat jy moet aanleer en dis iets wat jy gedurig moet oefen. So probeer om ten minste elke dag vir die Here vir 3 of 4 dinge te sê, dankie vir dit en dankie vir dat. Dan sal jy agterkom, eintlik is 'n mens se lewe so vol van God se seëninge. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. O Hemelse Vader, U berei elke dag vir ons 'n feesmaal voor. Kom leer ons om dit te geniet. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag verder hê. En dan praat ons môre weer. Totsiens.